Hartlik welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Ons is besig met 'n reeks oor Efesiërs. En vandag is ons reeds by deel 4. En die tema van hierdie reeks is immuniteit. Daar is 2 dinge waarmee ek nogal sukkel. Die een is kognitiewe dissonansie en die ander een is balans. Nou, kognitiewe dissonansie is wanneer daar innerlike spanning ontstaan omdat jou waardes en jou optrede nie ooreenstem nie. Omdat dit wat jy glo en dit wat jy doen van mekaar verskil. Balans is so bietjie anders. Fritz Heider het hier in 1946 'n sielkundige teorie vir die verandering van gesindheid geformuleer. Dit behels 3 elemente. Ek, 'n ander persoon en 'n objek of 'n saak. Volgens hom wil die mens altyd in balans wees. En daar ontstaan spanning wanneer daar nie balans is nie. 'n Voorbeeld sal wees, ek hou van Steve Hofmeyr. En Steve Hofmeyr hou van Toyota. Maar ek hou nie van Toyota nie. En daarom is daar nou 'n sielkundige wanbalans in my gesindheid. Om dit reg te stel, kan ek een van 2 dinge doen. Ek kan besluit, ek hou nie meer van Steve nie, want hy hou van Toyota. Of, ek begin hou van Toyota, want Steve hou van Toyotas. In my lewe is daar kognitiewe dissonansie of innerlike spanning, wanneer ek sondig, terwyl ek glo en weet dat dit verkeerd is. My balans in my gesindheid word ook op die proef gestel, wanneer ek 'n passie het vir dit wat die Bybel leer, maar sekere teoloë van wie ek oor die algemeen hou, aanvaar dit nie. Dis nie so maklik om van iemand te hou as ek met hom verskil nie. En tog is dit wat die Bybel van my verwag. Ek is seker, daar is in jou lewe ook sulke mense en dinge wat vir jou innerlike spanning veroorsaak. Die wanbalanse in ons lewens het ook 'n effek op ander mense se balans. Dink maar wat gebeur in 'n ongelowige se lewe, wanneer hulle hou van wat hulle oor Jesus hoor, maar hulle sien hoe verkeerd gelowiges optree en dinge doen wat Jesus nie sou doen nie. Daar is mense wat al gesê het, om die waarheid te sê, dit was Mahatma Gandhi. I like your Christ, but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Is jy die oorsaak van so 'n wanbalans in ander mense se lewens? Om 'n wanbalans te veroorsaak is nie altyd verkeerd nie, maar ons moet baie seker maak dat dit vir die regte redes is. Wat ons glo, kan vir ander mense innerlike spanning veroorsaak. En dit kan bydra tot die feit dat hulle geloof of hulle optrede aanpas. As jy egter verkeerd glo en mense hou van jou, kan die spanning lei tot 'n verkeerde aanpassing in daardie persoon se lewe. Die spanning wat in jou lewe veroorsaak word deur die inhoud van jou geloof of deur die beoefening van jou godsdiens, kan positiewe of negatiewe gevolge vir jouself hê. Om seker te maak ons het nie innerlike spanning nie en ons gesindheid is in balans, is dit nodig om die waarheid te ken. En dit is wat die boek Efesiërs wil doen. Dit wil jou oplei in die waarheid, sodat jy sterk kan staan teen die spanninge wat in jou lewe veroorsaak word. In ons reeks noem ons dit immuniteit. Veronderstel daar is 'n persoon van wie jy baie hou, maar dit wat hy verkondig is nie heeltemal waar nie. Dan loop jy die gevaar om die vals dinge wat hy verkondig te aanvaar, omdat jy van hom hou. Dieselfde geld vir iets soos musiek. Die musiek is mooi, maar die boodskap wat dit oordra is verkeerd. Wat gaan jy doen? Daarom is dit nodig dat ons Efesiërs bestudeer en 'n groter liefde vir die waarheid sal kweek
eerder as vir die persoon wat dit verkondig. Kom ons lees Efesiërs 1. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En dan vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Die eerste frase in vers 3 is 'n stelling. Al die lof behoort aan God. Iets wat ons moet onthou, is dat die Bybel van ons verwag om vrae te vra oor alles wat ons lees. As ons nie vra wie, wat en waarom, wanneer en hoe nie, gaan ons niks leer nie. So die eerste vraag wat ons vra is, waarom? Waarom behoort al die lof aan God? En die Bybel is baie gretig om hierdie vraag te antwoord. Hy doen dit kortliks in hierdie versie, maar in baie meer detail in die opvolgende verse van vers 4 tot 14. Nou hier is die kort antwoord. Waarom? Hy het ons geseën. Daarom moet hy al die lof kry. Maar dan behoort ons weer 'n klompie vrae te vra. Wie is die een wat seën? Wie is hy? Wie is die ons wat geseën word? Wie is ons? Hoe seën hy ons? Waarmee seën hy ons? Met ander woorde, wat is die seën? Wanneer seën hy ons? Al hierdie vrae word in hierdie een versie beantwoord. En dit is belangrik dat ons elkeen van hierdie waarhede goed sal verstaan. Kom ons kyk kortliks na die antwoorde. Wie seën ons? Die Bybel sê, hy seën ons. Vers 3, die tweede helfte. En die hy, na wie Paulus verwys, word gespesifiseer in die eerste deel van die vers. Die hy is God. En nie sommer enige God nie, maar die God wat homself openbaar het as die Vader van ons Here Jesus Christus. Die Bybel leer ons dat die Vader en die Seun twee verskillende persone is, maar terselfdertyd een God. Jesus het dit self gesê toe hy homself in die evangelie volgens Johannes gelykgestel het aan die Vader. Die God van wie hier gepraat word, is dus duidelik die God wat die Christene aanbid. Maar wie is hierdie God? In die volgende paar verse word die seëninge wat uitgedeel word deur God in 3 groepe verdeel. Dit waarmee die Vader ons seën, dit waarmee die Seun ons seën en dit waarmee die Heilige Gees ons seën. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees het saam besluit om ons te seën. En so leer ons wie hierdie God is. Die Vader het gesê, ek sal hulle uitkies. Die Seun het gesê, ek sal vir hulle skuld betaal en die verlossing vir hulle uitvoer. Die Gees het gesê, ek sal alles in hulle doen en die seëninge aan hulle uitdeel. Die Vader het uitgekies, die Seun het die verlossing uitgevoer en die Gees het dit aan ons uitgedeel. Vers 4 sê, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies. Dit is die werk van die Vader. En dan kom vers 10, en hy sê, en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. En dan in die laaste gedeelte lees ons, die Heilige Gees, vers 14, is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Soos die Heilige Gees wat dit vir ons gee, sodat ons dit kan ontvang. Hy deel uit. Ons kan dit ook anders stel. Die Vader skenk dit, die Seun bewerk dit, en die Gees verwerklik dit in ons. En elke keer word elkeen van hierdie onderafdelings afgesluit met 'n redegewende sin. Die vraag is, waarom? En die rede is, daarom. Daarom moet ons God prys. Die Vader is God, die Seun is God, en die Gees is God.
Elke persoon van die drie-enige God se aandeel aan ons seën is eweveel en ewe belangrik. Daar is 'n perfekte balans tussen die drie persone. Maar ons mense sukkel om hierdie balans raak te sien. Ons sukkel om dit te glo en ons sukkel om dit te leer aan verander. Ons lê soms te veel klem op net die Heilige Gees. Ander oorbeklem teenoor die Seun ten koste van die Vader en nog 'n ander fokus net op die Vader. Ons sien hoe mense wat die Ou Testament oorbeklem teen en in wettisisme verval, al die gewig plaas op die Vader. Terwyl sommige evangeliese Christene veral die Seun beklemtoon en beide van hulle verwaarloos dikwels die werking van die Gees. Terwyl die charismatiese beweging baie keer die gawes van die Gees en die bonatuurlike werking van die Gees oorbeklemtoon, ten koste van die Vader en die Seun. Waar is die balans? Efesiërs wil ons immuun maak teen 'n wanbalans. Wie is ons wat geseën word? Paulus spreek reeds in vers 1 sy hoorders aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Die mense wat die seën ontvang, noem hy heiliges en gelowiges. En hy sluit homself in by hierdie groep mense, wanneer hy sê ons. So ons beteken gelowiges. Hierdie boodskap, hierdie seëninge, is nie vir ongelowiges bedoel nie. Dit is ook nie net vir supergelowiges, sekere ouens bedoel nie, maar vir elkeen wat 'n heilige is, vir elkeen wat 'n gelowige is, en dis elke Christen. Hoe word ons geseën? Die wat geseën word, word in Christus geseën. En dit beteken dat die seën alleen ontvang kan word deur hulle wat in Christus is. In gewone taal is dit Christen gelowiges. Mense wat nie aan Christus behoort nie, kan nie aanspraak maak op hierdie seën nie. Dit beteken nie dat God nooit ongelowiges seën nie. Hy laat immers sy reën op gelowiges en ongelowiges val. Dit noem ons God se algemene genade. Hierdie algemene genade sluit in dat God weerhou ongelowiges daarvan om die mees verskriklike dade te pleeg. Hy verhoed hulle baie keer om ander mense seer te maak of selfs kriminele dade uit te voer. Die seën wat ware gelowiges ontvang, word egter alleen ontvang in Christus. En dit beteken dat dit wat Christus gedoen het, die seën kom bewerk het. Hoe word ons geseën? In Christus, omdat hy alles wat hy gedoen het, vir ons gedoen het. En natuurlik lei dit logies tot die volgende vraag. Wat het hy vir ons gedoen? Met ander woorde, wat is die seëninge wat ons ontvang? Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. 3 woorde bepaal wat hierdie seëninge is. Dit is seëninge van die Gees en dit staan teenoor die seëninge van die vlees. Dit is geestelike seëninge en nie aardse seëninge nie. Dit word bevestig deur die frase wat daar in die hemel is. En dit is duidelik vir ons dat ons nie aardse seëninge moet verwag nie. Sommige mense wat die voorspoedsteologie aanhang, sal dalk vir jou sê dat hierdie seëninge aardse seëninge is wat so wonderlik is dat dit eintlik hemels is. Maar dit stem nie ooreen met die konteks van die vers of van die res van die Bybel nie. Ons kan so maklik die pad byster raak as ons fokus op die aardse is. Nee, ons uitkyk moet hemels wees. Wat help dit ons maak aardse seëninge bymekaar en moet dit eendag agterlaat vir die hemelse? As ons hierdie beginsels nou leer en deel van ons godsdiens maak, dan word ons immuun teen materialisme en selfsug. Die laaste vraag wat ons moet antwoord is, wanneer seën hy ons? Die teks lees, hy het ons in Christus geseën, met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Verlede tyd. Ons het al die seëninge van die Gees reeds ontvang.
Hierdie is nie seëninge wat ons eers eendag ontvang nie. Ons het dit reeds alles in die Gees. Omdat dit geestelike en hemelse seëninge is, moet ons dit nie in die liggaam soek nie. Nee, ons is geestelik reeds, as dit ware, saam met Christus in die hemel. Want dit is waar hierdie seëninge is. Ja, maar my liggaam beleef nie die hemel nie. Ek het pyn. Ek word siek. Ek verouder. Beslis ja, maar onthou, jy vat nie hierdie liggaam saam hemel toe nie. Hierdie liggaam vergaan en jy gaan 'n nuwe liggaam kry. Jy het alles wat God jou wou gee reeds ontvang, in die Gees, nie in die liggaam nie. Die feit dat jy dit alles reeds het, maak dit finaal en onveranderlik. Die seëninge wat jy reeds ontvang het, sal nooit van jou onttrek word nie. Paulus leer dit vir ons in Romeine 11 vers 29. As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, dan trek hy dit nooit weer terug nie. Is dit nie amazing nie? Jy het dit in die volheid daarvan ontvang. Al wat nog moet gebeur is, die wegneem van jou aardse liggaam en die ontvangs van 'n nuwe liggaam. Daarom kan jy met sekerheid sê, ek is gered. Ek het die ewige lewe. Ek kan nie verlore gaan nie. En ek sal 'n nuwe liggaam ontvang. Hoe seker is jy vandag dat jy hierdie seëninge van die Gees reeds ontvang het? Efesiërs wil ons immuun maak. Immuun maak teen twyfel. Johannes sê mos in 1 Johannes 5, na vers 13, hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. Hoe reageer jy, wanneer jy hoor dat God jou seën? Hy gee vir jou uit genade alleen 'n hele klomp dinge wat jy glad nie verdien nie. Hy sonder jou uit bo ander mense om jou te seën. Wat veroorsaak dit in jou gedagtes, in jou gevoelens en in jou gesindheid? Die versie sê vir ons hoe ons behoort te reageer. Ons moet reageer met lofprysing. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Die volgende versies wat hierdie seëninge in meer detail beskryf, herhaal 3 keer hoe ons behoort te reageer. Daarom moet ons God prys, vers 6. Daarom moet ons God prys, vers 12. En daarom moet ons God prys, vers 14. Is dit jou reaksie? Wanneer jy lees hoe God jou seën, wil jy sommer uitbars in lofprysing? Wanneer jy hoor hoe God jou seën, is jy nie lus om op te spring en te dans van vreugde nie? Wanneer jy begryp hoe God jou seën, is jy so opgewonde dat jy almal daarvan wil vertel? Dis hoe jy behoort te reageer. Paulus leer ons hier dat ons 'n regte begrip moet hê van wie God is. 3 persone in een wese. Dat ons strewe moet wees om eweveel aandag, eer en aanbidding aan elke persoon van die 3 enige God te gee. Dat daar 'n balans en 'n harmonie moet wees in ons verstaan van wie God is. Omdat dit 'n misterie is wat ons nooit ten volle sal verstaan nie, moet ons daarin groei. Paulus leer ons ook hier dat die seëninge reg verstaan moet word. En dat ons dit nie moet verwar met die aardse seëninge wat hy ook aan ons uitdeel nie. Want daardie seëninge is tydelik teenoor die hemelse seëninge wat ewig is. Hy wil ons aanmoedig om ons fokus te verskuif van die aardse en die tydelike na die geestelike en die ewige. Hy leer ons verder dat ons reeds hierdie seëninge ontvang het. En hy wil hê dat ons sal vas staan in 'n sekere wete dat ons nou reeds en vir altyd aan God behoort.
Ons behoort sonder twyfel te weet dat ons verloste kinders van God is. En dan wil hy ons leer hoe ons moet reageer. Met uitbundige lofprysing. Elke keer as ek hierdie waarhede oordink, moet die uiteinde daarvan lofprysing wees. Laat ons strewe na balans, na innerlike harmonie, na vrede met God en na uitbundige vreugde oor die seëninge wat God drie-enig oor ons uitstort. Amen.